Here, hierdie week wat ons so besig was om voor te berei vir hierdie naweek, Here. Hierdie naweek wat ons herdenk dat U vir ons die helper gegee het. Die een wat ons sal lei en van ons die pad sal wys, wat ons sal noem vriend en raadsman. Here, hierdie kosbare geskenk. Here, besef ek dat ons lewens so besig is met alles wat hierdie naweek aangegaan het, en die rugby en die Two Oceans en wat dit ook al mag wees wat jou fokus gesteel het. Here, en vanoggend herinner U my aan 'n verhaal, Here. Here, aan 'n verhaal van 'n man wat 'n visserman was. 'n doodnormale ou soos ek en jy. Here, wil hy die hele aand hard gewerk het om vis te kan vang, en hulle vang niks nie, Here. En so stap U na Petrus se boot toe. Ek klim op sy bootjie en vanaand ervaar ek net hoe die Here vir jou wil sê, vanaand wil ek op jou bootjie klim. Here, en U stuur Petrus terug. U sê vir hom, gaan gooi jou nette weer uit, bietjie dieper. En dan sê die woord, hulle skuit was so vol dat hulle ander skuit moes nader roep om te kom help. En die Here het die boot vol vis gemaak. Here, en dan die kosbare gedeelte van hierdie verhaal is Petrus kom terug en hy val soos 'n dooie voor die voete neer, Here. Here, en Petrus sê, Here, gaan weg van my af, want ek's 'n sondaar. Here, ek dink jy staan vanaand mense in hierdie plek wat sê, Here, gaan weg van my af, ek's 'n sondaar, Here. Here, ek is nie eers waardig om U voete te was nie, Here, ek's nie waardig om U plakkies los te maak nie, Here. Ek is nie waardig om in U teenwoordigheid in te kom. En dan sê U vir hom hierdie ongelooflike woorde. Petrus, volg my. Vanaand wil die Here vir jou sê, maak nie saak wat jy mee besig is, maak nie saak hoe jou verlede lyk, maak nie saak in wat se omstandighede en situasie jy is nie, dalk is jy vanaand net 'n visserman. 'n visserman, 'n vrou wat sê, Here, ek is nie waardig om in U teenwoordigheid te kom nie, wil Jesus vanaand vir jou sê, los alles agter en volg my. Los alles agter en volg my. Here, hoe kosbaar is U teenwoordigheid nie vanaand. Here, U wil ons vanaand herdenk dit wat U plus minus 200 jaar terug vir ons gedoen het, Here, waar U gesê het, U moet opgaan, maar ek los julle nie alleen nie, ek stuur vir julle iemand, wat by julle sal kom woon, en julle sal krag ontvang. Here, vanaand het ons 'n begeerte vir daai krag, Here. Here, vanaand wil ons weer gevul word met die Heilige Gees. Here, vanaand wil ons weer wonderwerke sien gebeur, Here. Here, want sonder die krag van die Heilige Gees gaan Suid-Afrika net bly waar ons is. Here, gaan my lewe net bly waar dit is. Gaan my familie en my kinders se lewe net bly waar dit is, Here. Here, maar vanaand val ons soos 'n Petrus by U voete neer, Here. Here, ons val daar neer en ons gebed vanaand is, Here, kom vul ons opnuut met U krag. Here, ons is hier vanaand haastig.
Ons is soos die disippels wat gaan wag het, Here, om vol te kom van U. Heilige Gees, kom neem hierdie diens en hierdie aand oor, nes U wil. Here, ons doen dit nie om 'n fancy preek te gee, of om te hoor hoe goed, goeie musikant is ek nie, Here, as ons hier is vanaand, Here, is ons hier om U te aanbid, Here. Is ons soekend na iets meer, want hierdie wêreld het dit nie. Here, vanaand is ons hier om net voor die voete neer te val. Te sê, Here, ek is nie waardig nie. Maar kom maak my vol vanaand, Here. Kom maak my vol vanaand. In Jesus naam. Amen. Ek sit vanaand daar en my gebed die afgelope tyd is 'n eenvoudige gebed. Sê, Here, mag my verhouding met U vanaand 'n groter realiteit wees as die eerste dag toe ek my lewe vir U gegee het. Is nou 33 jaar terug. Ek sê daaronder, Pastor George, 33 jaar terug. Wat ek my hart in 'n Junie maand by 'n kerkkamp in 'n gemeente in Oos-London as tienerseun vir die Here gegee het in 1993. En vanaand is my verhouding met hom 'n groter realiteit as wat dit nog ooit tevore was. Pastor George praat altyd van die waarheidsontmoeting wat ons het en van die kragontmoeting wat ons het. Albei kosbare ontmoetings, is dit nie so nie, wat ons nodig het in ons lewe. Ek dank die Here dat ek as 'n tienerseun die Here ontmoet het eerstens met 'n kragontmoeting, voordat ek hom ontmoet het met 'n waarheidsontmoeting. Want ek kom agter ons koppe is baie keer in die pad. Want ons dink aan sekere dinge wat waarheid is, wat nooit waar is oor die Gees nie. Is dit nie so nie? En my gebed is vanaand dat ons soos daardie disippels in daardie boefretrek sal wees. Dat waarheid ons sal kom ontmoet. Is dit nie so nie? Van my kop uit die pad uit kry. Kom leer my van die Seun. Kom leer my meer van U. Ek wil onskuldig wees in verband met wat ek weet van die Heilige Gees, want baie keer wat ons dink ons weet is maar nie waarheid nie, nê? Ek wil so onskuldig wees en ek wil saam met hulle in daai vertrek sit vir 10 dae en sê, ek wag op U. Ek wil U vind. Nie my idee van wie U is nie. Nie ander mense se idee nie, maar vir wie U werklik is. Amen. En ek het dank teenoor die Here vir 'n waarheidsontmoeting ook in my lewe. Want hy sal ons lei in alle waarheid. En as die Seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry, want die waarheid maak jou vry. Amen. En vanaand is my verhouding met die Here die kosbaarste skat wat ek het. Is dit nie so nie? Dis daai skat wat ek gevind het in die veld, wat ek alles gaan verkoop het wat ek gehad het, en sê ek koop daai stuk grond omdat ek so daai skat het, want daardie skat is vir my kosbaar. Daar was 'n plek en 'n ontmoeting gewees. Soos wat Johannes 4 van praat, toe Jesus by die Samaritaanse vrou stil raak en sê, daar sal 'n fontein in jou binneste na vore kom. En daai fontein wat in jou binneste na vore kom, is daardie dag wanneer jy Christus Jesus ontmoet en hy les jou dors. Maar dan kom Johannes 7 en dan sê hy, maar strome van lewende water sal in jou binneste vloei. Dis wanneer die krag en die werking van die Gees so groot is, dat wanneer jou dors geles het, jy so baie het, dat dit wat deur jou werk, die dors in ander mense les. Here, gee my 'n fontein, maar gee my strome van lewende water. Ek wil vanaand begin deur om 'n illustrasie met jou te doen
oor wat ek 'n ruk terug gesien het wat my lewe so geïmpakteer het. En ek gaan die Heilige Gees vanaand vertrou met hierdie illustrasie dat nog meer waarheid na vore kom en wat hierdie illustrasie vir my beteken het, gaan die Heilige Gees dalk vanaand ietsie anderste vir jou sê en jy gaan dalk vanaand op 'n ander plek wees oor hierdie illustrasie, maar die Here in die waarheid gaan vanaand met jou gesels en mag jy deur hierdie illustrasie vanaand 'n kragontmoeting met Jesus begeer en mag jy 'n kragontmoeting met hom ontvang. Amen. Is jy honger daarvoor? Ek het 2 glase. Het was so Franco dit so laag gesit. Wonderlik. Enrika, kom hier so. Okay, Theodor, kom jy is die ander ou. As hy. Theodor se glas het water in. En Enrika se glas is leeg. Nou wil ek hê, julle moet so vinnig as wat julle kan om die blok hardloop, jou eerste blok en om hierdie blok, maar jy mag niks mors nie. Jy mag ook nie toemaak nie. Okay, is dit die eerste blok. Okay, op julle merke, gereed, gaan. Wacht, ek, jy mors. Het jy gemors? So klein bietjie. Okay. Jy was nog redelik roekeloos, nee. Met wat jy ontvang het. Ja. Is dit nie so nie? Okay. Jy was glad nie roekeloos nie, nee. Want hoekom? Daar's niks binne, daar's niks om te beskerm nie. Maar hier's iets wat kosbaar is om te beskerm. Is dit nie so nie? En dit was wat? Ons praat vanaand oor die volmaak van die Heilige Gees. En ons praat oor die leegheid wat ons baie keer beleef. Amen. Jy het goed gedoen, hoor. Geef vir haar 'n lekker hande klap, sy het gewen. En die wonderlike ding wat sy gewen het is niks nie. Julle kom maar gaan sit, baie dankie. Daar was 'n dag toe ek en jy ook leeg was. Ek onthou my ontmoeting met die Here was by 'n jeugkamp 1993, 'n wintermaand. En iemand wat vol was van die Here het met my gedeel en stromende van lewende waters het uit sy binneste uitgevloei. En daardie strome het my dors geles. Dit was iets kosbaars vir my gewees. Dit was iets besonders. Maar ek en jy vind ons baie keer by hierdie plek waar ons leeg is. Wanneer ons leeg is ons nogal redelik roekeloos, want ons het eintlik niks om te beskerm nie. Ons jaag 'n klomp goed na wat nooit versadig nie. Michael praat vanaand met my en hy sê, hoekom dra ons so swaar aan dit wat so lig is? En in my konfrontasie daardie aand en 'n ontmoeting met die Here, het ek agtergekom ek is so leeg. Waarop het sy gefokus? Het julle gekyk? Op die mense om haar. Sy het gefokus op ander dinge. Sy het nie gefokus op die koppie nie. Van ons niks van wesentlik belangrik om op te pas wat hier binne is nie. Maar wanneer jy die Gees van God het jy 'n ander fokus. Is dit nie so nie? Jy fokus op dit wat binne in die glas is. En dit wat binne in die glas is, word jou fokus. En wanneer jy by hierdie punt kom dat dit wat binne die glas is jou fokus, dan sê jy, dit wat binne die glas is, word my prioriteit. Want ek kan nie roekeloos hiermee wees nie. Die vrede wat ek hier het, is te kosbaar. Dit wat ek hier het, is te kosbaar, maar weet jy wat kom die vyand? Hy wil by jou kom steel. En hy wil vanaand, jy moet glo, dat jy leeg is. Maar die Here wil jou vanaand net weer eens opnuut kom volmaak. Daar is baie dinge wat ons leeg maak in hierdie lewe. Teleurstelling, seer, sonde, 'n klomp dinge. Maar wanneer ek by hierdie plek kom, wanneer ek vol word en sê ek is vol van die Heilige Gees, ek is oorgegee aan die Heilige Gees, dan raak ek bewus van dit wat hier binne is. Is dit nie so nie? Ek is nou bewus van hierdie water. Ek gaan versigtig wees hoe ek loop om niks van dit
te mors nie. Want dit is kosbaar. Hierdie ontmoeting, hierdie fontein is so belangrik. Wanneer ek bewus raak en hierdie my fokus raak, dan sê ek alles in my lewe is onder beheer hiervan, want dit bepaal die tempo waarmee ek loop. Want ek wil nie mors nie. Dit bepaal eintlik elke faset van jou lewe. Is dit nie waar nie? Maar hoor hierdie belangrike uitspraak wat ek vanaand het. Hoor mooi. Ons ontvang die Heilige Gees by verlossing. Maar hy neem ons in besit wanneer ons gevul word en oorgegee word. Ons ontvang die Heilige Gees by verlossing. Maar hy neem ons in besit by ons oorgawe en wanneer ons hom toelaat om ons te vul. True? En ek wonder waar is ek en jy vanaand in hierdie resies? Want wanneer ek fokus en ek sê dit is die Gees van God, neem dit my lewe in beslag, dit word my prioriteit, dan kom alles onder sy beheer, my meer. My doen, my late, my woorde, elke faset van my lewe kom onder sy beheer. En die lewe is nie net 'n gejaag na wind nie. Daar is soveel meer. En die Here praat dalk vanaand met jou, dalk jaag jy soveel goed na wat jou kunsmatig wil kom vul, want tog sê die woord van ons, julle drink, maar julle bly dors. En daarom die belangrike ding waar ek en jy vanaand stil raak om te besef dat by wie gaan sit ons en drink? Wie is vanaand die bron? En sy naam is Heilige Gees. Jesus is daardie kosbare bron vanaand. En daarom sê die woord van die Here vir ons in Tessalonisense 5:1, moenie die werking van die Heilige Gees teëstaan nie. Op hierdie kragontmoeting, 'n ander vertaling sal sê, blus die Gees nie uit nie. Nou vanaand wil ek op hierdie plek kom om te sê, Heilige Gees, kom vul my net weer opnuut. Amen. Wil jy volgemaak word? Wil jy volgemaak word? Ons is almal partykeer soos 'n dorre land. Maar daardie aand en daardie ontmoetingsoomblik, toe ek leeg was, het die Here my kom volmaak. En dalk vind jy jouself vanaand op 'n plek waar jy die hele lewe lank hardloop en jy probeer dinge, en jy probeer sin kry, jy probeer betekenis kry, jy probeer lewe kry, probeer krag ervaar, jy probeer in oorwinning leef, maar niks werk nie. En ek hou daardie aand, toe daardie jong man vir my bid, en ek my lewe vir die Here gee, en ek ervaar hoe die Heilige Gees my op die operasietafel sit. En hy begin stelselmatig met my werk. En daardie aand het ek 'n kosbare ontmoeting, nie net met die lam wat geslag is nie, nie net met die opgestane Jesus nie, maar ek 'n ontmoeting met die verhewe Jesus, wat aan die regterhand van die Vader sit. Want is die belofte tog nie dat die Heilige Gees uitgestort sal wees, eers toe Jesus verheerlik was nie. En daardie kragontmoeting met die gekruisigde, met die opgestane, met die verhewe Jesus, kon ek soos Stefanus ook uitroep en sê, ek sien hom aan die regterhand van die Vader sit. Dis anders. En toe ek die Heilige Gees in my lewe beleef, en die Heilige Gees kom op hierdie operasietafel, hy begin my werk, kom haal die Here die seer en die teleurstelling, en in 'n oomblik kom en herskep my, en hy vul my met sy vrede, en hy kom vul my met sy vreugde, hy kom vul my met sin en betekenis. Want sê die woord tog nie, dat die wêreld sal hom nie ken nie, maar julle sal hom ken, want hy sal in julle kom bly, en by julle woning kom maak. Het jy 'n begeerte dat die Here jou vanaand volmaak? Het jy 'n begeerte daarna? Ons ontvang hom by ons verlossing, maar hy besit ons, hy vul ons by ons oorgawe. En die vervulling van die Heilige Gees gaan gepaard met my en jou oorgawe. Gepaard met jou oorgawe, sê Here, hier is ek gee oor, I'm surrendered to you.
Dalk kan ek vanaand vir jou ietsie sê wat jy nou gaan besef. Die Heilige Gees begeer 'n verhouding met jou meer as wat jy doen. Luister mooi. Die Heilige Gees begeer 'n verhouding meer as wat jy doen. Daar's 'n kosbare seëngebed wat ons altyd uitbid oor mense. Ons sê, mag die genade van die Here Jesus Christus, sê saam met my, genade van die Here Jesus Christus oor jou wees. En die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by julle wees. Wie van julle ken daai kosbare seëngebed, né? Ons het dit al baie gebid. En ek lees hierdie kosbare seëngebed en ek besef hoe kosbaar is dit nie. En kom ons deel dit gou 'n bietjie op. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die genade. Genade is iets wat van jou en my, wat ek en jy ontvang, wat ons nie verdien nie. Amen. En wanneer ek vanaand hier is, dan besef ek die Here het ook vir my barmhartigheid gegee. En barmhartigheid neem weg wat ek wel verdien. En wat is dit? Die ewige straf. Maar genade gee my iets wat ek nie verdien het nie. En wat is dit? Verlossing en versoening en vryspraak. God is vir my. En wanneer ek stil raak by hierdie waarheid, word my hart gevul met dankbaarheid oor die kruis van Jesus. Is dit nie so nie? Maar hy kom verder op en sê, mag die liefde van God. Ek weet nie of wie van julle was al by 'n troue? Het julle al gesien hoe teleurgesteld is die mens met die voorgeregte by troues? Is dit nie so nie? Is amper asof die hele aand gaan oor daai oomblik wanneer ek en jy gaan sit om stil te raak wanneer ons daai voorgereg eet. Is dit nie so nie? Daai voorgereg, ek kan nie glo ons kry dit nie. Ek het nou regtig meer verwag. Hoeveel het hulle betaal vir hierdie aan? R600 'n kop en is dit wat ons kry? Maar ek wil vir jou vanaand sê, die voorgereg is maar net 'n voorbereiding vir die hoofgereg. Maar ons in die lewe is tevrede met die voorgereg. Die liefde van mense is die voorgereg. Maar die liefde van jou Vader is die hoofgereg. Ek wonder waarvoor het jy gesettel? Is jy nog besig met die voorgereg? Jaag jy nog 'n klomp goed na? Vind jy nog onsekerheid in jou lewe? Is daar nog onvrede? Het die voorgereg jou fokus geraak? Terwyl die Here sê, hey, daar is 'n hoofgereg. Daar's 'n hoofgereg. Mag die genade van Jesus, die liefde van God en wat die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees. En nou hierdie gedeelte tref my hart so intens. Mag die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees. Het jy al agtergekom ons verwag baie keer te veel van ander dinge en te min van God? God wil vanaand meer vir jou gee as wat jy ooit kon dink, bid of selfs vra. Mag jou perspektief van wie jy dink hy is jou nie beperk nie. Mag jy vanaand daardie glasie wees wat sê, Here, kom vul my weer opnuut. Mag jy sê, Here, ek skuif al die voorgeregte wat ek in my lewe geniet het een kant toe en ek berei vir my 'n tafel voor. Hier's die hoofgereg. Hier kom sit ek. En so baie keer het ek en jy hierdie Pinksterseisoene in ons lewe gereduseer net tot 'n paar momente en belewennisse. Maar hierdie gemeenskap van die Heilige Gees is die kruks van die saak. Want die Heilige Gees kom op die oomblik en hy initieer die gemeenskap. Hy initieer dit. Hy kom staan by jou. Hy wil vir jou sê, ek wil jou volmaak. Hy wil jou lei in 'n proses om God en Jesus beter te leer ken. Hy wil die seën aan jou openbaar. Hy is die een. Hy sê die woord nie so mooi vir ons in Johannes nie. Hy sê in Johannes 14, hy sê, en wanneer jy my lief het, sal my Vader jou lief hê. En hoor wat sê hy? En ons sal ons woning by jou kom maak.
Die Pinksterontmoeting daardie aand, toe ek die Heilige Gees in 'n kragontmoeting beleef, was die aand toe ek gemeenskap met die Here begin beleef het. Dis vanuit daardie verhouding uit wat ek beweeg. Dis vanuit daardie ontmoeting wat ek sin en betekenis begin kry en ontvang. En vanaand wil Jesus nie net hê die Heilige Gees ontmoeting moet 'n moment in jou lewe wees nie. Dit wil wees soos wat Efesiërs sê. Hy wil sê, moet jou nie aan drank te buite gaan nie. Efesiërs 5 vers 18. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, maar daarna gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. En hierdie laat die Gees julle vervul is eintlik in die oorspronklike taal is dit so mooi geskryf. Hy sê dis eintlik 'n konstantheid, iets wat aanhoudend gebeur. Dis nie net 'n eenmalige belewenis en ervaring nie. It's continuous. Laat toe dat die Heilige Gees jou volmaak. Elke oomblik, elke dag, elke oomblik, elke dag. En die Heilige Gees wil vanaand by jou kom stil staan en hy wil vanaand vir jou sê ek wil jou leë koppie kom volmaak. Sit vanaand een kant jou gedagtes wat jy het van wie ek is. Sit vanaand een kant jou vrese. Ag ek het al so baie keer uitgekom vir die vervulling met die Heilige Gees. Ek smag al so lank na my taal, maar ek kry dit nie. Sit daardie teleurstelling, daardie seer. Sit daardie verwagtinge wat jy een kant en sê Jesus vanaand is dit net ek en U. Vanaand fokus ek net op die Heilige Gees. Here, hier is my koppie. Kom maak my vol. My gedagtes, Here, ek het soveel dinge probeer, soveel voorgeregte. Here, ek het myself dik geëet en versadig gemaak, maar ek bly honger aan hierdie voorgeregte. Dit het my nooit teleurgestel nie. Vanaand wil ek hom aansit aan die hoofmaal. Ek wil beleef hierdie genade wat U oor my laat spoel. Ek wil kom stil raak by die Vader en hierdie liefde ervaar wat hy oor my het. O my Heilige Gees, kom vanaand en bewerk gemeenskap, 'n verhouding met U. O, kom leer my van die seën. Lei my in die waarheid. O, Here, kom bewerk fellowship vanaand in my hart. En jy kom by daardie punt dan, om te sê, Here, ek stel myself oop. Kom doen 'n werk. Hoekom die verwagting van drank en die verwagting van die Heilige Gees? Want jy is onder die een se beheer of jy is onder die ander se beheer. Is dit nie so nie? En wanneer ek vra Heilige Gees, kom maak my beker vol. Kom vervul my, sê ek wil onder U beheer wees. Amen? Ek wil onder U beheer wees. Ek weet nie, dalk sit jy vanaand hier met so 'n teleurstelling in jou lewe, soveel seer, maar ek weet God bring ook restaurasie. Amen. In 'n oomblik het ek in my persoonlike lewe ervaar, ja, nou die Here my net kom nuut maak en restoreer. En dalk sit jy en sê, hoe lank gaan dit vat? In 'n oomblik kan hy jou herstel. Amen. En dalk het jy en ek net nodig om vanaand ons leë bekers te bring en sê, Here, kom maak my weer vol. Ek gee vanaand oor, kom neem my in besit. Kom vul my net weer opnuut. Pastor Philip, as ek terugkyk op my lewe, I was never the same na daardie ontmoeting. Nooit weer dieselfde nie. Die werk wat Christus deur sy Gees in my lewe kom doen het, is so merkwaardig, dat na 33 jaar is hierdie verhouding wat ek met hom het, 'n groter realiteit vanaand, as wat dit was 33 jaar gelede. Dalk het jy verkoud, dalk het jy vervaag, dalk het jy terugbeweeg van jou eerste liefde af. Maar die Here wil jou vanaand net weer kom volmaak. Jy weet wat dit is wat jou beker leegmaak. En vir baie jare was dit wat my beker, die najaag van hierdie goed, hierdie kunsmatige goed, het my identiteit vir my gegee. Vanaand het jy net nodig om weer jou identiteit in Christus te vind. En sê, Here, hierdie goed bevredig nie. Kom maak my net weer vol. Kom maak my net weer vol. Here, ek is leeg. Kom maak my net weer vol vanaand. O Here, kom maak my vol. Kom maak my vol.
Here, kom maak my vol. Amen.